die 10 gebooie, vanmôre die 3de gebod, oor die gebruik van God se naam. Ons weet een ding, as ons dit vir ons eie agenda gebruik, om ons eie klem te plaas op iets, dan is dit sekerlik die uiterlike gebruik daarvan. Maar kom ons begin by wat beteken God se naam. Exodus 20 vers 7 en Exodus 3 vers 13 tot 15. Exodus 20 vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Exodus 3 vers 13 tot 15, daarna sê Moses vir God, eenmaal kom met die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is, moet jy vir die Israeliete sê. Ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Wanneer ons die woord naam hoor, dink ons aan 'n etiket. My naam is Willem. Jou naam onderskei jou van ander mense. Maar in die Bybel beteken 'n naam baie meer. 'n naam is jou persoon, jou karakter, jou gesag, jou teenwoordigheid, jou reputasie. Wanneer God hom aan Moses openbaar, vra Moses, wat is u naam? God antwoord nie met 'n gewone naam nie. Hy sê, ek is wat ek is. Die Hebreëse naam, Jahwe, is waarskynlik verwant aan die werkwoord om te wees. Met ander woorde, ek is die een wat bestaan. Ek is die een wat getrou bly. Ek is die een wat my beloftes hou. Sy naam is dus sy hele wese. Daarom sien ons deur die Ou Testament dat God telkens sê, ek doen dit terwille van my naam. Hy bedoel, terwille van wie ek is. Daarom bid Jesus, laat die naam geheilig word. Hy bedoel nie dat die letters geheilig moet word nie. Hy bedoel dat God self geëer sal word. Nou sien ons iets heel besonders. Die eerste 4 gebooie kom eintlik in een geheel. Die eerste gebod, wie is jou God? Tweede gebod, hoe mag jy hom voorstel? Nie deur beelde nie. Die derde gebod, hoe praat jy oor hom? Hoe dra jy sy naam? En dan die 4de gebod, hoe eer jy hom met jou tyd? Al 4 gaan oor dieselfde persoon. Die derde gebod staan dus presies tussen die tweede en die 4de. Dis asof God sê, jy mag my nie verkeerd voorstel nie. Jy mag my nie verkeerd beskryf nie. Jy mag my nie verkeerd verteenwoordig nie. En dan kom die verrassende deel, die Hebreëse woord wat vertaal word met, jy mag nie die naam ydelik gebruik nie. Letterlik beteken, jy mag nie die naam dra, optel of ronddra vir iets vals nie. Dis wat dit beteken. Dis soos met jou saamdra vir iets wat vals is nie. Dis veel groter as vloek. Dis om God se naam te gebruik vir iets wat hy nooit gesê het nie. Die naam van die Here het eintlik onbekend geraak, want die Jode het opgehou om die naam uit te spreek. Ons lees soos in Exodus 20, mag die naam van die Here nie uitelik gebruik nie. Een van die interessante dinge in die Bybel is, dat Israel later feitelik nooit meer die naam Jahwe uitgestreek het nie.
Wanneer hulle die Bybel gelees het en by Jahwe gekom het, het hulle eerder gesê Adonai of Hashem, wat beteken die naam. Hoekom? Omdat hulle bang geword het om die derde gebod te oortree. Aanvanklik was het waarskynlik nie die bedoeling van die gebod nie. Die oorspronklike bedoeling was eerder, moenie my naam misbruik nie, vals sweer nie, moenie sê die Here het my gesê as hy dit nie gesê het nie, moenie God se gesag gebruik om jou eie planne te regverdig nie. Met verloop van die eeue het die eerbied egter so groot geword dat die Jode die naam glad nie meer wou uitspreek nie. Die oorspronklike uitspraak het uiteindelik verlore gegaan. Vandag lees hulle gewoonlik Adonai of Hashem wanneer hulle by die 4 Hebreëse letters Jahwe kom. Nou kom ons by onsself as Christene. Ons dink dikwels die derde gebod, maar nie soos ag Here sê nie. Maar die derde gebod vra veel dieper vrae. Wanneer die prediker sê, of 'n prediker, God het vir my gesê, terwyl dit sy eie mening is. Wanneer 'n politikus sê, God is aan ons kant, om mense te manipuleer. Wanneer 'n Christen oneerlik sake doen, maar steeds sê, ek is 'n Christen. Wanneer iemand God se naam gebruik om haat, verdeeldheid of eie belang te regverdig, dan word die derde gebod verbreek. Jordan Peterson maak 'n opmerking wat hier baie treffend is. Hy sê ongeveer, die grootste sonde is nie om God se naam uit te spreek nie. Die grootste sonde is om God se naam as dekmantel of jou eie selfsug te gebruik. En ek dink dit kom baie naby aan wat die bedoeling is van Eksodus 20. Want God se naam verteenwoordig God self. Om sy naam te misbruik is om hom verkeerd aan die wêreld voor te stel. Daarom leer Jesus ons bid, laat u naam geheilig word. Nie net op ons lippe nie, maar in ons lewe. Want uiteindelik dra elke Christen God se naam. En die wêreld leer God ken deur die manier waarop sy kinders leef.